Goeiemôre gemeente. Dan lekker om in die huis van die Here te kan wees. En te weet dat die Here is hier. Want die woord van die Here sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En ons is definitief meer as 2 en 3 vanmôre hier saam. Nou, ek is so lekker om te hoor toe ek instap. Dit gaan oor ons bestaansreg as 'n gemeente waaroor vanmôre gepraat is. En een van die beginsels van kerkgroei is dat ons bestaansreg verklaring moet ken en verstaan. Ons moet 'n purple cow kerk wees. Nou as jy in die Vrystaat ry en jy sien Jersey koeie, dan gaan dit nie baie ver wees nie, dan gaan dit jou verveel, want almal lyk dieselfde. Maar die oomblik as daar 'n pers koei is, gaan jy brieke aanslaan, jy gaan stop, jy gaan foto's neem, en jy gaan vir almal vertel, jy het 'n pers koei gesien. En so het elke gemeente 'n pers koei. Ons as gemeente hier het 'n bestaansregsverklaring. Die Here het ons hier geplaas en dit maak ons anders as die gemeente op die hoekie ander kant of die gemeente daar. Want hulle het weer hulle eie perskoei bestaansregsverklaring. Nou in Engels is die woord 'n purpose statement. What is a purpose statement? Wat is die bestaansregsverklaring vir die gemeente? En een van die seker grootste bestaansregsverklarings is dat ons is verbind. Ons is verbind tot hierdie gemeente. Toe ek instap, toe hoor ek die Handelinge kerk en Handelinge hoofstuk 2 vers 47 sê, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg. So, ek is nie hier by 'n klub waar ek aangesluit het en elke maand betaal ek ledegelde om 'n lid te wees hierso nie. Die Here het my hier gevoeg. Dit is iets wat uit die Here uitkom, nie uit myself uit nie. Ek is hier omdat ek van Dominee Atteer nie. Ek is hier omdat die Here my hier geplaas het met 'n spesifieke roeping, 'n spesifieke doel, en daaraan moet ek myself verbind. Dat ek moet besef, hierdie is nie 'n klap nie. Hierdie is 'n liggaam. En as ek nou my skoene sou uittrek, en ek sou my voet optel, ek gaan dit nie traai nie, want ek weet nie hoe naby is die naaste hospitaal, as ek sou seer kry nie, maar as ek kan nie my voet optel, en vir my toon sê, blaai vir my die blaaie nie, want dit is nie my toon se werk nie. Hy is deel van my liggaam, maar sy werk is definitief nie om bladsy op te draai. Maar as ek nou vanmôre vir my wysvinger sou sê, help my, of my duim, help my om bladsye om te blaai, dan doen hulle dit met gemak, want dis hoekom hy daar is. Ek weet, maar sê baie keer, ek het nie oë agter my kop nie. Wel ek sou vir jou sê, dit sou dan wreed gewees het om in die mall te loop, en hier tussen 'n bos hare steek daar 'n oog uit wat jou dop het. Dit sou dan heeltemal baie straaks gewees het. Maar die Here het geweet, ons 2 oë moet hier voor ons kop wees. En tussen ons oë moet daar 'n neus wees. Hulle vertel van 'n man wat sy kinders of sy kind gebore word sonder ore. En een van die maats kom, nou sê hulle, moet nou nie iets oor die kind se ore sê nie. Die man voel nou al klaar sleg dat die kind sonder ore gebore is. En die ou kyk so, hy sê, joe, dis nou 'n mooi baba. Hy sê, maar chomma, jy sal hierdie kind se oë moet mooi oppas. Hy sê, hoekom? Hy sê, want hy sal nooit kan bril dra nie. Jy sien, ons het 'n paar ore nodig, al is dit dan net om ons bril te dra. Maar ek is
hier geplaas deur die Here, omdat ek eers deel van hierdie liggaam is. Ek mag miskien nie die hand wees, ek mag miskien nie die oë wees nie, maar ek kan miskien die klein twintjie wees. Nou wie van julle het vanmôre na jou klein twintjie gekyk en gesê, "Jep, ek is so bly ek het 'n klein twintjie." Ja, ons sien nie die klein twintjie raak nie. Maar weet jy hoe belangrik is jou klein twintjie om balans te hou in jou liggaam? So, ons het 'n klein twintjie nodig in die gemeente om balans in die gemeente te hê. Anders het ek en Dominee Attie weggehol hierson en allerhande snaakse dinge gedoen en julle sou gesê, hierdie man is nou heeltemal in totaliteit uit balans. Maar my verbintenis is in dit waarvoor die Here my hier geroep het. Ek het laas Sondag gesê dat iemand kom na Spurgeon toe en hy sê, Dominee, hoe is dit dat jy so 'n geseënde prediker is? Die baie bekende Charles Spurgeon. En hy wys so met sy vinger na die vloer toe. En die persoon kyk so op die vloer. Hy sê, nee, onder hierdie vloer is daar 'n kelder. En daar is 300 mense wat nou intercede vir my terwyl ek preek. Dis 'n klein twintjie. Niemand weet van daai 300 mense daar nie. Maar hulle die mees belangrikste ooit in die bediening, en dis om te intercede. Ek praat gister met een van die manne wat die grootste maffia leier in Suid-Afrika was. Hy was die Godfather. Hy het ook 'n nickname gehad. Sy regte naam is Pieter Taljaard. En terwyl ek met hom praat, hy het tot bekering gekom en ons praat toe, sy vrou is so 'n paar jaar terug oorlede. Maar hy sê hy het so 'n paar weke terug het hy sy skoonma begrawe. Hy sê maar die volgende Sondag toe hy weer moet bedien, toe kom hy agter, hier is 'n tekort, sy skoonma is nie meer daar om vir hom te bid nie. Daar is nie meer 'n skoonma wat vir hom intercede nie. U weet, ek het dit nou al 'n hele rukkie terug self gesê, dat daar was 'n tyd na Daphne nie meer hier was, dat ek net iets gekort het in my bediening, en ek het net gevoel, maar die krag is nie meer daar nie. Totdat ek besef het, maar sy is nie meer hier om vir my te intercede. Wat ek wel onmiddellik die eerste dag agtergekom, die eerste preek, sy krit my nie oor al die foute wat ek maak nie. Maar intercessors is geweldig belangrik in 'n gemeente. En as jy 'n intercessor, 'n voorbidder, sal miskien 'n baie meer bekende woord wees wat nou nie so vreesaanjaend is soos intercessors nie. Maar ek wil vir u sê dat die intercessors maak 'n verskil. En dit maak 'n groot verskil. As u die boek lees van Daphne wat sy geskryf het, Call to Intercede, sal jy hoor dat die Here het op haar hart gelê dat ons moet penne inslaan in Van 'n Byl. Dit was ons in Van 'n Byl gemeente. Ons moet penne inslaan by elke hoek van die dorp. So elke ingang van die dorp moet daar 'n pen geslaan word met 'n dekorasie. Die dekorasie se bewoording is in die boek. En ons het 'n klomp gemeentes gekry om ons te help. En een Saterdagmiddag het almal op 'n sekere plek gestaan en 2:30 die middag, toe slaan almal gelyk penne in. Want dit was ons afspraak. Ons het almal se horlosies gekoloniseer. Ek wil vir julle sê, die volgende Sondag stap ek en Daphne in die kerk, nadat ons gebid het daar in die bidkamer. En toe ons instap, toe sê sy is moeilikheid. En sy kyk so reguit na 'n man wat daar sit in die kerk. En ons jeugleier op daai stadium, Antoni Norke, kom na ons toe en sê, die man wat daar so sit is 'n duiwelaanbidder. Hulle het hom geplant hier in die kerk om vanoggend die diens te ontwrig. Hy het gelukkig 'n gees van onderskeiding gehad en onmiddellik het opgetel. Een aand
ry Antonie by die kerk verby, toe's daar duivelaanbidders op die kerkgrond besig om deure te teken op die grond. Nou daai deure is, hulle maak die deure oop vir die demone om in te kom op die kerkgrond. So, ek wil vanmôre vir u sê, dis hoekom dit noodsaaklik is dat daar intercessors moet wees. Dis hoekom dit noodsaaklik is dat die gawes van die Heilige Gees moet werk. Gees van onderskeiding moet daar wees, 'n woord van kennis moet daar wees, 'n woord van dit ek die ander een vergeet, wysheid en kennis en 'n gees van onderskeiding. Maar ek moet myself verbind. Ek moet my commit om dit waarvoor die Here my hiernatoe geroep het uit te lewe. En die Here stuur jou nie volmaak hiernatoe nie. Ons almal het deur 'n leerskool gegaan. So klompie jare terug is ek by 'n seminar wat John Maxwell aanbied, die baie bekende leier, onderwyser, die man wat deskundig is op leierskap. En by die eettafel toe sê ek vir hom, John, waar was jy 30 jaar terug toe ek in die bediening ingegaan het? Toe sê ou broer, jy wou my nie geken het daai jare nie. Hy sê, kom ek vertel jou 'n paar foute wat ek gemaak het voordat ek begin leer het hoe om 'n leier te wees. So, as die Here jou roep vir 'n bediening, gaan die Here ook die geleenthede skep sodat jy kennis kan kry, sodat jy opgelei kan word om in daai bediening te wees. Nie ek of dominee Attie het die eerste keer agter die kansel ingeskuif en gepreek aan die spoegspad nie. Ons het ook maar gebewe en vir ons broek gesê, staan stil, jou baas is nie bang nie. Was benoude oomblikke. Ek weet nie, dominee Attie, jou eerste preek nie. My eerste preek het daar 'n paar dosente gesit, daai manne met die dik raambrille en die pankoppe. En as jy sê, en die Bybel sê, dan steek hulle Bybel so op, waar staan dit in die Bybel? En dan moet jy vinnig sê waar dit staan, dan sê jy, soek hulle om te kyk of jy reg is. Vandag lag ek daaroor, daai dag het ek nie gelag. Maar ek wil vir u sê, dit is hoekom die Here jou hier geplaas het. Dis hoekom jy hier is om 'n verskil te maak. En Matteus 28 vers 18 tot 20 is my skrifgedeelte wat en dit praat oor, daar moet evangelisasie wees. Dit praat oor, daar moet disipelskap wees. Dit praat oor, daar moet leierskap ontwikkeling wees. Daar het mense in my belê as 'n jong seun, sodat ek in die bediening kon gaan. En ek en u gaan leer, ons gaan ontwikkel, en later gaan ons ander mense help, en ander mense se mentors wees, om hulle bediening uit te lewe. Ek het nou aangebied om 'n intercessors kursus aan te bied. Maar ek moes self nou in hierdie week deur Daphne se boek gaan blaai. Ek moes self hierdie week deur Dat Sheet se boek gaan blaai oor intercessors. Ek moes ook weer kyk na die video's van Suzette Hattam, wat die hoofintercessor van Reinhard Bonke was. En ek is baie dankbaar dat ek haar DVD's het wat sy aangebied het. Sy praat baie snaaks Afrikaans, want sy is so gewoond nou aan Duits. Maar sy het groot geword in Standerton. En die Here het haar gebruik om 'n intercessor, die hoofintercessor van Reinhard Bonke te wees. So, vriende, ons moet doelgerig beginne hierdie gemeente bestuur. En ek dink jy het al klaar vanmôre die hartklop van Betty gehoor. Ek het dit gehoor. Ek dink jy het ook vanmôre John se hartklop gehoor.
En wanneer ons nou kononia het, praat 'n bietjie met John. Praat 'n bietjie met die dominee. Vertel hom 'n bietjie, waar is jou hart? Waar lê jou hart? Waar is jou verbintenis tot hierdie gemeente? Wat as jy in die bestaansregsverklaring ingeskakel het en die bestaansregsverklaring jou deel gemaak het? Dan gaan jy met ywer en met passie vir die Here werk. Onthou, dit gaan oor koninkryksvisie. Gaan nie oor dominee Attie of John of Betty nie. Gaan oor die koninkryk van God wat moet uitgebrei word. Daar gaan mense hel toe en ons sit en ons doen niks daaromtrent. Mense sterf sonder die Here. Mense sterf sonder dat hulle ooit gehoor het dat hulle saak met die Here moet regmaak. Evangelisasie. My notas is daar agter. Ek het nou heeltemal weg afgewyk van wat ek voorberei het. Maar jy kan na die notas daar gaan kyk. Maar ek wil ook vanmôre vir julle sê, 'n bestaansregsverklaring, 'n verbintenis is nie net tot die gemeente nie, maar is ook tot u as gesin. Moet elke gesin moet 'n bestaansregsverklaring hê, 'n purpose statement hê. Ons as familie se bestaansregsverklaring is deur ons handel en wandel 'n spieelbeeld van Christus te wees. Deur ons handel en wandel 'n spieelbeeld van Christus te wees. Dis ons bestaansregsverklaring. En saam met die bestaansregsverklaring is daar woordgefundeerde waardes wat elke huisgesin moet hê. Jou kinders moet weet wat is die waardes wat ons toepas in ons huis. En dit moet woordgefundeerd wees. By ons het nou lekker, ons het 'n baie kort van Venter. So ons het van Venter 'n eselsbrug gemaak, 'n conundrum. So vriendelikheid, eerlikheid, neutraliteit, trou, eensgesind en respek. Dis ons waarde in ons huis. En die kinders ken dit. Weet nou nog nie of die kleinkinders dit al ken nie, maar ons kinders ken dit. En ek weet ook nie of my skoonkinders dit al ken nie, maar ek wil net sê, dit is die waardes waarvolgens ons leef. Wees vriendelik, wees eerlik, wees neutraal, wees getrou, wees trou, wees eensgesind en respekteer mekaar. What more do you want? Maar dis in ons gesin. En ons familie en ons vriende weet wat is ons bestaansregsverklaring, hulle weet wat is ons waardes. Hulle respekteer ons waardes. Jy al ooit gestaan by 'n braai, dominee Attie, jy staan daar en almal sê, dis nou Attie hierdie, en almal braai, en dan kom daar 'n vreemde ou, en hy vertel die vreeslikste grappe, en hy vloek vreeslik, en dan skielik sê iemand, 'n dominee Attie, en dan sê die, hoekom het jy nie vir my gesê, hier's 'n dominee hier, sou ek my tel, vir beter gepraat het. Hoe kan ek hy grappie vertel terwyl die dominee hier was? Respek. Respek. My vraag vanmôre aan u, en as ek nou sê ek vra dit, dan dink ek vra dit maar namens die Here. Is jy verbind tot die werk van die Here? Is jy gekommit tot die koninkryksvisie van die Here? Is jy bereid om die liggaamsmodel van die kerk deel van te wees? As jy die toon moet wees, sal jy die toon wees. As jy die vinger moet wees, sal jy die vinger wees. Maar dit wat die Here jou hiervoor gevoeg het, sal uitlewe. Mag die Here ons help, dat hierdie preek nooit eendag teen ons sal tel, voor die troon van God nie. Dat die Here gesê het, julle het dit gehoor, en julle het niks daaromtrent gedoen nie.
Hemelse Vader, ek dank U vanmôre dat ons by mekaar kon kom en net weer U hartklop kon hoor, ook vir Mosaïek. Here, dankie dat ons ook vanmôre vir mekaar kan sê, ek is verbind tot hierdie gemeente. Ek is verbind tot die koninkryk. Ek is verbind tot my roeping en my bediening en my gawes, sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word. Here, ek bid dat U in die nag vir ons drome en gesigte sal gee. Here, dat U vir ons 'n woord sal stuur